lees uit 2 Kronieke 7. 2 Kronieke 7. In die Ou Testament, die Kanselbybel is bladsy 352, maar dit is bietjie anders as in die gewone Bybels. 2 Kronieke, hoofstuk 7. Voordat ons in die derde kwartaal, ons het ons het verlede week klaar gemaak met die hoopreeks, toe ons afgesluit het met die wederkomsverwagting. Die derde kwartaal begin ons met die reeks oor Jesus se geheime tot geluk. Maar totdat ons daarmee begin, is daar so 4 Sondae wat ek die woord gaan bedien aan u. En ek wil graag oor gebed. Maar dan nou nie die inhoud van gebed en die aspekte van gebed nie, dan sake waarvoor ons moet bid. En ons gaan vandag dan nou begin deur te kyk daarna dat ons moet bid vir ons volk en ons land, vir Suid-Afrika, gebed vir ons land, so ons dan nou vandag kan saamvat. Maar voordat ons die gedeelte saam lees, kom ons sing net 442, is ons gebed. Verskyn die Here een nag aan Salomo en sê vir hom, ek het jou gebed verhoor en hierdie plek vir my gekies as die plek waar daar vir my offerandes gebring kan word. As ek die hemel gesluit hou sodat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land kaal te vreet, of as ek pes onder my volk stuur en my volk oor wie my naam uitgeroep is toon berou en bid en vra na my wil, en draai terug van hulle bose weë af, sal ek luister uit die hemel, en hulle sonde vergewe, en hulle land laat herstel. Ek sal hierdie plek nou onder my sorg neem, en ontvanklik wees vir elke gebed hiervandaan. En nou kies ek en heilig ek hierdie tempel, sodat my naam altyd daar sal wees, en dit altyd my sorg en my liefde sal geniet. En jy, as jy soos jou vader Dawid leef volgens my wil, en alles doen wat ek jou beveel en my voorskrifte en bepalings nakom, sal ek jou heerskappy bestendig. So het ek met jou vader Dawid ooreengekom, nooit sal dit jou ontbreek aan iemand om oor Israel te regeer nie. Maar as jy wegdraai en my voorskrifte en my gebooie wat ek julle gegee het verontagsaam, en julle gaan dien ander gode en buig voor hulle, sal ek julle wegdryf uit my land, wat ek julle gegee het. Dan sal ek hierdie tempel wat ek vir my naam geheilig het, voor my wegvee. Ek sal daarvan 'n spot en 'n skimp maak onder al die volke. Ja, hoe verhewe hierdie tempel ook al was vir elke verbyganger. Die verbyganger sal dan sy asem intrek en sê, waarom het die Here dit gedoen aan die land en die tempel,
En die mense sal sê, omdat daardie volk vergeet het van die Here, die God van hulle voorvaders, wat hulle uit Egipte gebring het. Hulle het hulle aan ander gode verbind, en voor hulle gebuig en hulle gedien. Daarom het hy al hierdie groot rampe oor sy volk gebring. Ons lees tot sover. As we kyk dan vandag na gebed vir ons land. Daar's 'n baie mooi prentjie van die onderste deel van Afrika en Suid-Afrika, wat baie duidelik daar sigbaar is. Nou aanvanklik het ek gedink, miskien hoef ek nie eintlik veel te sê oor ons land nie, want ons almal kyk ons nuus en ons lees so nou en dan 'n koerant en ons hoor op die radio en ons weet mos maar dat daar baie dinge in ons land is wat nie goed is nie, wat nie reg is nie. Maar toe het ek tog so 'n bietjie gaan soek en ek kom toe op statistieke af en nou is dit ook al 'n bietjie ou statistieke, maar dit is statistieke van 1 April 2013 tot 31 Maart 2014. So dis nou 'n bietjie lank terug, want daarna staan nou nog 'n jaar verby en nog 'n paar maande. So dis nou meer as 'n jaar oud, hierdie statistieke. Maar net om vir u so 'n bietjie idee te gee van dat ons land gebed nodig het ek op hierdie statistieke afgekom dat hulle sê in daardie een spesifieke jaar was daar in Suid-Afrika 17.068 moorde. Nou dit beteken, dit is omtrent so 47 per dag. As jy dit nou gedeel deur die aantal dae van die jaar, elke dag van die jaar op gemiddeld 47 moorde per dag. Maar wat nog erg is ook is dat hulle sê, dit is 5 keer hoër as die wêreld gemiddeld. Wat nogal ernstig is. Wat verkrachtings aanbetref, het hulle gesê dat daar in daai jare, dit wat aangemeld was daar 46.253, wat beteken gemiddeld 127 'n dag. En in dieselfde stukkie sê hulle dat die mediese navorsingsraad sê, dat hulle dink maar net omtrent 1 uit elke 9 gevalle word aangemeld. So hulle sê as jy nader wil kom aan die werklike prentjie van verkrachting, dan moet jy eintlik met 9 maal. En jy 46.253 met 9 maal, of 127 'n dag met 9 maal, dan is dit meer as 1100 op 'n dag. Wat roof aanbetref, waar daar geweld by betrokke is daar, het hulle groot syfer gegee van 119.351 gevalle vir daai jaar. En hulle het dit so ingedeel, gewelddadige rooftogte op straat. As jy byvoorbeeld op straat beroof word en as geweld by betrokke en iemand kry dalk seer in die proses, is daar 69.074. Dit is 189 keer elke dag van die jaar wat in daai jaar dit plaasgevind het. Wat by huise aanbetref, geweld by huise. En dit is dan nou met ander woorde, as hulle inkom en daar's mense in die huis en daar word nie net gesteel nie, daar is ook geweld by betrokke. Het hulle gesê in daai 1 jaar was daar 19.284 gevalle, wat dit so 53 op 'n dag maak. By besighede 18.615, dit maak dit so 51 'n dag. Motorkapings, sê hulle was daar in daai jaar 11.221 motors gekaap. Dit is gemiddeld 31 motors elke dag van die jaar. En dan swaar voertuie, vragmotors, 991 in 'n jaar se tyd. Dis so 2,7 vragmotors 'n dag wat gekaap word. En dit is nou net van die statistieke, dis nie eers almal nie. En as 'n mens dan nou nog dinge bysit soos korrupsie, geweldig korrupsie, ons almal weet mos maar daarvan, die nuus sê dit vir ons, ons kan dit sommer sien, hoe geweldig baie korrupsie daar in ons land is, hoe dit plaasvind, werkloosheid, hongersnood. En dan het ek selfs 'n bietjie gaan kyk oor kerkstatistieke, dat hulle sê dat van almal wat lidmate van 'n kerk is, minder as 30% op een of ander stadium byeenkomste of eredienste bywoon. As 'n mens hierdie goede en 'n mens sou nog baie ander kan doen, dan kan ons baie duidelik sien dat ons land het gebed nodig. Nou eers net so 'n bietjie oor die konteks van hierdie gedeelte.
2 Kronieke vertel vir ons die eerste klompie hoofstukke, hoe dat die tempel onder leiding van Salomo gebou is. En dan kom die vorige hoofstuk, 2 Kronieke 6, en ons lees van Salomo se gebed. Dit word so mooi vir ons beskryf, vers 12, 13 en 14, daar was so brons verhoog, 2,5 meter by 2,5 meter en 1,5 meter hoog. Salomo het op hierdie verhoog geklim, en hy het voor die volk en voor die altaar gestaan, en dan staan daar en toe kniel hy voor die volk. En wat hy toe doen is, hy steek sy hande op na die hemel toe, en hy begin te bid, en hy begin deur God te prys, en hy sê, Here God van Israel, in die hemel en op die aarde is daar nie nog 'n God soos U nie. En hy gaan toe aan om te sê, Here, en U hou U aan U verbond, en U is getrou teenoor die mense wat U gekies het. En dis nou maar net die begin, dan gaan sy gebed aan, waar hy die Here loof en die Here prys en die Here groot maak. Die gebed wat hy bid, die dag toe die tempel in gebruik geneem word. Dan gebeur daar 'n geweldige ding in hoofstuk 7, vers 1 tot 3. Toe Salomo klaar gebid het, toe kom daar vuur uit die hemel uit, en het verteer die offers wat gebring is. En die teenwoordigheid van die Here vul die tempel, en daar staan dat die teenwoordigheid van die Here die tempel so gevul het, dat die priesters nie eers kon ingaan in die tempel. As hulle probeer ingaan het, kon hulle nie, want die Here het die tempel vol gemaak, met sy heerlike teenwoordigheid. Dink net wat 'n voorreg het daai volk gehad. Stel jou voor, so iets gebeur met ons, dat ons bid, en as ons klaar gebid het, kom die vuur uit die hemel, en die Here se teenwoordigheid vul hierdie kerkgebou. 'n geweldige ervaring wat daai dag gebeur het. En toe bring hulle offers. Vers 4 en 5 sê dat hulle het mildelik geoffer. Nou, ek weet nie hoeveel die volk gebring het nie, maar daar staan wat Salomo geoffer het daai dag. En daar staan dat hy 22.000 beeste en 120.000 klein vee, met ander woorde skape, het hy daai dag aan die Here geoffer. Ek dink nou net, wat 'n geslagter hy dit afgegee het. 22.000 beeste, 120.000 skape. Dit moes 'n verskriklike groot ding gewees het wat hulle moes gedoen het daai dag. Maar daarmee wat Salomo die Here mee wou eer, die Here mee wou verheerlik, die Here se naam wou groot maak. En behalwe homself, het die volk ook offers gebring. En dan sê vers 8 en 9, hoe dat hulle musiek gemaak het, en hulle het fees gevier. Die eerste fees was 7 dae lank, en op die 8ste dag het hulle weer bymekaar gekom, en toe begin die hittefees wat nog 7 dae was, so hulle toe sommer vir 14 dae, vir 2 weke lank, het die volk toe nou fees gevier, en liedere gesing, en die Here geloof. Dit moes 'n absolute hoogtepunt gewees het, vir hierdie volk, en hulle volk se bestaan, en hulle volkslewe. Hulle moes regtig seker altyd met groot blydskap aan hierdie dag teruggedink het. Vers 10 sê, dat toe hulle terug gaan huis toe, was daar blydskap en vreugde in elke lid van hierdie volk se harte, want hulle het gesê, God is goed vir Dawid, God is goed vir Salomo, God is goed vir ons. In hulle harte was daar 'n warmte en 'n blydskap en 'n dankbaarheid teenoor die Here. En dan sê vers 12, dat toe almal nou huis toe is, toe verskyn die Here een nag aan Salomo. En die Here sê vir hom, ek het jou gebed verhoor, en ek sal hierdie plek, hierdie tempel wat jy gebou het, ek sal gebede wat van hier af kom, sal ek verhoor. En dit is die plek waar daar offers aan my gebring kan word. En daarna kom die vers 13 en 14, die 2 versies waarna ons vandag kyk, wat die Here sê, maar as daar droogte kom, en as daar sprinkane kom, en as daar pes kom, en die volk dan doen wat die Here wil hê, dan sal die Here sy seëninge gee. Ons gaan nou so 'n bietjie na die inhoud daarvan kyk. Maar heel eerste, wat belangrik is, die woordjie as is baie belangrik in hierdie gedeelte. Vers 13 begin met as. Met ander woorde, dit is voorwaardelik. Die Here sê baie duidelik hier, dat as sy volk, as sy kinders, sekere dinge doen. Met ander woorde, sy wil gehoorsaam, hom volg, sy plan vir hulle lewe nastrewe, dan kan hulle op sy seëninge en op sy antwoorde wag. Nou, dit staan nie so dat dit is vir die volk oor wie my naam uitgeroep is. Nou die volk oor wie my naam uitgeroep is, weet ons was in hierdie konteks, was dit die volk Israel gewees. Hulle het die Here se naam was oor hulle uitgeroep gewees. Maar as ons mooi kyk na hierdie gedeelte, is hier 'n belangrike ding. Belangriker as dat daar 'n tempel staan,
waar daar offers gebring gaan word, was vir die Here dat sy volk se lewens van hulle geloof moes getuig. Dat hoe hulle elke dag lewe en hoe hulle as kinders, as lede van die volk van God lewe, 'n getuienis moet uitdra. Dit was vir die Here veel belangriker as dat daar 'n tempelgebou gestaan het. Die getuienis van hulle lewe. Nou, ons is nou nie die volk Israel nie, maar die Nuwe Testament sê dat ons almal wat in Jesus glo, ons is nou die nuwe Israel, die volk van God. 1 Petrus 2 vers 9 sê dit maar so mooi, dat ons is God se uitverkore volk, ons is sy koninklike priesterdom. Ons is die volk wat hy uitverkies het, sy eiendomsvolk, die volk wat sy verlossingsdade moet verkondig. En daarom is God se naam ook oor ons uitgeroep. En verwag die Here ook van ons vandag, om so te lewe, dat dit gesien kan word, dat ons aan hom behoort, dat ons deel is van sy volk. En as hierdie gedeelte dan nou vir Salomo gesê word, ten opsigte van die volk, dan sê die Here mos ook hierdeur, dit kan dalk nodig raak, by tye, dat hierdie volk 'n herlewing moet hê. Dat hierdie volk wat die Here ken, en oor wie die Here se naam uitgeroep is, dalk so afgekoel het in hulle liefde vir die Here, in hulle ywer vir die Here, dat hulle entoesiasme dalk soveel minder geword het, dat daar weer 'n herlewing nodig gaan wees. Psalm 85 vers 7 is 'n psalm waar daar staan, waar hulle vir die Here vra, Here, maak dit weer vir ons net, gee vir ons weer die vreugde wat ons in U gehad het. Want dit kan gebeur, dat mense afkoel, dat mense se entoesiasme afneem, en dat daar 'n oproep tot herlewing moet kom. Nou as ons praat van herlewing, dan is die interessante daarvan, en onthou nou ons praat nou van ons land, ons gaan nou vir ons land bid, maar die oproep tot herlewing kom in die eerste plek nie tot ongelowiges nie, want hulle moet nog tot lewe kom. Herlewing beteken, dit is vir God se kinders. Dit is vir God se volk, soos wat die Here hier met Salomo praat. Mense wat God ken, maar wat geroep word om weer brandend vir die Here te wees. Om weer hulle alles vir die Here te gee, en die Here weer 'n keer die een te maak om weer hulle hele lewe draai. En nou werk herlewing nie so, dat 'n mens dit kan skeduleer nie. Ons kan nie sê, derde kwartaal herlewing in kanon op nie. Dit werk nie so nie, ons kan dit nie skeduleer nie. Maar wat hierdie gedeelte vir ons sê is, ons moet onsself elkeen vandag ondersoek en vra, wil die Here nie dalk by my begin nie? As ons oor ons land bid, begin dit nie dalk eerste by my nie. Nou kom ons kyk nou, wat is die 4 dinge wat die Here vir sy volk sê wat hulle moet doen. Die eerste wat hy sê, is hulle moet berou toon. Die woord kan ook vertaal word met, hulle moet hulle verootmoedig. Daai Hebreëse woord het ook die betekenis om nederig te wees, om jouself te verneder, in die sin van om nederig te wees. Ons weet dat baie plekke in die Bybel staan daar, dat God nie van hoogmoedigheid hou nie. Jakobus 4 vers 6 sê, hy weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Want baie keer in die Bybel, as hoogmoed veroordeel word, dan word dit ook met 'n mens se oë in verband gebring. Die manier hoe dat mense wat hoogmoedig is kyk, dat hulle neerkyk op ander. Hoogmoed, om hoogmoedig te wees beteken, ons gaan nie ons gebreke sien nie. Hoogmoed, dan verheerlik jy jouself. Jy vergroot jou goedheid, en jy verklein jou sonde, en jy sien nie jou sonde raak vir wat dit is nie. En daarom is die eerste ding wat die Here vir Salomo sê, waar ons, God se kinders, moet begin, is 'n ondersoek. Ons moet eerlik na ons lewens kyk, en as ons sonde in ons lewe ontdek, berou toon daaroor. Ons daaroor verootmoedig. Ons self nie hoogmoedig hou nie, maar dit voor die Here kom bely. Tweede ding wat hy sê is, hy sê ons moet bid. Nou, Salomo het so 'n mooi voorbeeld vir ons gestel in hoofstuk 6. Toe hy bid, toe begin hy nie dadelik en vra vir die Here, Here doen dit en dit en dit en dit en dit asseblief vir ons nie. Hy prys die Here, hy loof die Here, hy sê vir die Here hoe wonderlik is hy, hoe groot is hy, hoe heerlik is hy. En eers na by die einde kom hy by versoeke. Ons gebede ook moet in die eerste plek gaan om die grootmaak van die Here se naam. Om
om hom te verheerlik en om hom te erken vir wie hy is. Dis waar ons moet begin. Nie dadelik met ons behoeftes begin nie, maar met die grootmaking van die Here se naam. Bid. Hoe baie keer bid ons vir ons land byvoorbeeld. Hoe baie keer bid ons vir ons werkgewer. Iemand het nou na die eerste diens vir my gesê, dit het sy oë oopgemaak, dat hy moet vir sy werkgewer begin bid. Ons word opgeroep om te bid. Die derde ding is ons moet vra na die Here se wil. Ons moet soek na sy wil. Baie keer in die Bybel dan word soek of vra vir ons verduidelik en dan gaan dit daaroor dat as jy soek, dan soek jy met die behoefte om te kry. Kyk maar Jesus se gelykenisse in Lukas 15. Hy vrou met 10 muntstukke, een raak weg. Sy sê nie vir haarself, wel ek het nog 9 oor, los nou maar die een wat weg is nie. Sy soek hom. Sy vee, sy kyk onder die bed, sy kyk agter die boekrak, sy kyk onder die oond. Sy soek die muntstuk wat weg is, want sy wil hom hê. En wat vertel Jesus in daai gelykenis? Sy soek tot sy hom kry. Sy gee nie op nie. Dieselfde met die ou wat 100 skape het, kom terug, hy tel hulle by die kraal, 1, 2, 3, kom by 99, een is weg. Hy sê nie, hy kan maar in die veld bly nie. Daai 99 word toegemaak in die kraal, hulle is veilig, hulle is alright. Maar ons gaan soek die een wat weg is. Soek. Baie keer word daar gepraat ons van soek. Daai gelykenis wat Jesus vertel het van die man wat op soek is na kosbare parels. Hy versamel parels, sy hele lewe lank soek hy na 'n kosbare parel. Hy kry goeie parels, maar hy stop nie, want hy soek nog daai een kosbare parel. Soek. As jy soek, beteken dit, jy wil kry. Jy probeer nie net en dan sê jy, okay, ek het 1 of 2 keer probeer, nou los ek maar nie. Jy wil kry. So moet ons soek na die Here. Ons moet nie moed opgee nie. So baie keer dan wil mense moedeloos raak en sê, maar ek het probeer en ek het gebid en dit het nie gehelp nie en dan wil hulle dit nou opgooi. Maar hierdie soek is 'n aanhou soek, 'n aanhou vra, 'n aanhou soek en vra en soek en vra sonder om op te hou. Die Here het vir ons in sy woord gesê, ons sal kry. Matteus 7 vers 7. As jy soek, sal jy kry. As jy klop, sal daar vir jou oopgemaak word. As jy vra, sal jy ontvang. Daar's 'n verskriklike mooi versie daaroor in Jeremia 29 vers 13 wat sê, as jy met jou hele hart vra na die Here se wil, sal hy dit vir jou gee. As jy met jou hele hart vra, dan gaan jy die Here se wil ontdek. Daar's 'n mooi ding in die Hebreëus rondom hierdie versie. Hebreëus beteken letterlik om God se aangesig te soek. En dit wat die prentjie daar uitbeeld, ken ons mos almal. Ons weet mos dat babetjies baie keer so maak, dat hulle aan 'n mens se gesig vat. As daai babetjie wat nou daar so lê, jy moet so oor hulle, dan vat hulle mos so, hulle voel mos jou gesig. En die rede hoekom hulle dit doen is, hulle wil jou vel voel, hulle wil jou gesig voel. Vir hulle is dit 'n manier om jou beter te leer ken. Om soos 'n babetjie in 'n ma se gesig voel, aan God te voel. Om na sy wil te soek. Om te soek na hierdie intieme kennis van die Here. Daai woord is ook partykeer gebruik vir wanneer iemand 'n afspraak kry by 'n prins of 'n koning, 'n vreeslike belangrike persoon. Met ander woorde, wat sê die Here? As ons vra na sy wil, as ons soek na sy aangesig, wat sê hy? Jy kan 'n afspraak maak met die koning van al die konings. Jy kan 'n afspraak maak met God. Hy wil hê dat jy 'n afspraak met hom sal maak en dat jy na hom toe sal kom. Dis die derde ding wat die Here vir Salomo sê ons moet doen. En onthou nou die konteks, ons bid vir ons land, maar wat moet ons doen? Ons self verootmoedig, bid en dan soek na die Here se wil. En wat is die vierde ding wat hier so staan? Ons moet wegdraai van ons bose weë af. Nou dit is partykeer dalk die moeilikste om te doen. Mense is nog bereid om te bid en mense is nog bereid om na hulle self te kyk, maar om regtig op te hou met die verkeerde, om regtig die verkeerde te los en jou sondige natuur en jou sondige begeertes af te skryf en dit te los en die Here se wil te vat en die Here se wil te doen. Dis nie altyd vir ons as mense so maklik nie. Maar dis die vierde ding wat die Here vir Salomo gesê het ons moet doen. Breek met die verkeerde, dit los en die Here se wil, die Here se doel nastreef. Nou ek het op hierdie gebed afgekom
wat ek dink nogal 'n verskriklike skok moes gewees het vir mense. Dis gebid deur 'n man se naam is Joe Wright. Nou hy moes die Senaat in Kansas moes hy open. Nou seker het die senators nou gedink dit gaan die gewone wees. Die ou gaan kom en hy gaan 'n mooi gebed bid en almal gaan gelukkig en tevrede wees en die vergadering van die Senaat gaan begin. En toe kom die Joe Wright en hy bid 'n gebed wat hulle skok. Hulle sê dat party van die senators het onder gebed opgestaan en uitgeloop. Want wat hy in sy gebed gedoen het, is presies wat die Here vir Salomo sê. Hy het voor die Here die sonde, die verkeerdhede wat daardie staat beoefen het en toegelaat het hy by die naam genoem in sy gebed. Kom ons lees saam die gebed, dan kyk ons wat het hy gebid. Hy het gebid, Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe en vra U vergifnis en om U lyding te vra. Ons weet U woord sê, wee vir hulle wat die slegte goed noem. Maar dit is presies wat ons gedoen het. Ons het ons waardes verlaag. Ons bely dat ons die absolute waarheid van U woord ontken en ons noem dit pluralisme. Ons het ander gode aanbid en ons noem dit multikulturalisme. Ons laat perversie toe en ons noem dit 'n alternatiewe leefstyl. Ons byt armes uit en ons noem dit lotery. Ons maak ongebore kinders dood en ons noem dit 'n keuse. Ons dissiplineer nie ons kinders nie en ons noem dit bou selfagting. Ons misbruik mag en ons noem dit political savvy. Ons begeer ander se besittings en ons noem dit ambisie. Ons besoek die liggolwe met lelike dinge of lelike woorde en ons noem dit vryheid van spraak. Ons spot met die waardes van ons vaders en ons noem dit verligting. Ondersoek ons harte, Vader, reinig ons en maak ons vry. Kan jy sien wat het hierdie man gedoen? In daai vergadering van daai senaat, dit wat die Here op sy hart gelê het en daai staat verkeerd gedoen word, voor die Here bely. Ek wonder wat sou nie alles gebid kon word, as daar altyd so gebid is, by openinge van groot belangrike plekke nie. Daar's nie 'n maklike manier om hierdie vierde ding te stel nie. Dis doodgewoon, soos die woord sê, breek. Breek met die verkeerde, breek met die sonde en kleef die goeie aan. Aanvaar die Here se pad. 4 dinge wat die Here vir Salomo sê. En onthou nou, dit gaan daaroor dat die Here vir Salomo gesê het, as jy wil hê ek moet julle land genees, moet julle, my volk, hierdie 4 goed doen. As ons oor ons land bekommerd is, as ons vir ons land bid, hierdie 4 dinge moet by God se kinders begin. Wat sê die Here dan, wat sal hy doen? Die eerste wat hy sê is, hy sê dat hy sal uit die hemel ons gebede verhoor. Die tweede wat hy sê is, hy sê, hy sal ons sondes vergewe. Nou daar is so baie tekste daaroor, Psalm 103 vers 12, so ver soos van die ooste van die weste af is, so ver sal hy ons oortredinge van ons af verwyder. 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, God is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en hy reinig ons van al ons ongeregtigheid. Iemand het ook eendag dit so mooi gestel. Hy het gesê die vergifnis wat God gee kan in 2 groot vergifnisse ingedeel word. En hy het gesê die eerste vergifnis wat ons by God ontvang is die dag wanneer jy tot bekering kom, die dag wanneer jy die Here aanneem in die geloof en jy word gered van jou sonde en jou verlorenheid. En hy noem dit die verlossingsvergifnis. Toe sê hy maar daarna, as God se kinders, ondersoek ons lewe elke dag en bely ons elke dag ons sonde en kan ons elke dag met die Here regmaak en elke dag 'n oorgawe maak. En dit is die herstel of die restaurasie vergifnis. Waar ons elke dag ook net weer vir die Here sê, ek wil dit regmaak tussen my en U. En my sonde van hierdie dag voor U bely. Dis die tweede, die Here sal ons sonde vergewe. En die derde, die Here sal ons land herstel, ons land genees. Nou in die Bybelse tyd het ons dit baie keer gesien, dat sonde onder die volk of onder die konings op die land 'n verskriklike slegte uitwerking gehad het. En hoe dat dit terugkeer na die Here die land herstel het. In die tyd van Agab, wat sy vrou Isebel al hierdie afgoderry toegelaat het dit vir 3,5 jaar nie gereën nie.
Stel jou dit voor, dat Suid-Afrika vir 3,5 jaar nie 'n druppel reën kry nie. Hoe gaan dit wees? Ek dink nie ons kan ons dit eers voorstel, wat 'n ellendes daar gaan wees, as dit met ons moet gebeur nie. En toe sê die Here vir Elia om te bid, die reën kom weer terug. In die Ou Testament en in die Nuwe Testament sien 'n mens, hoe dat God 'n land kan herstel, as sy volk, as sy mense, eerlik en ernstig en opreg na hom toe terugkeer. Partykeer, as iemand sy hart gaan staan, mens sien dit mos partykeer op die TV, dan het hulle mos sulke skokmasjiene wat hulle so op die ou se bors sit en dan skok het hom, dan gaan ons die elektriese strome daardeur om net die hart te skok om weer aan die gang te kom. Is dit nie nou partykeer met ons nodig nie? Dat ons daar partykeer 'n tipe van 'n wake-up call moet kry nie. Raak ons nie daar partykeer so gerus, en so gerieflik, en so gemaklik, dat daar 'n tipe van 'n wake-up call moet kom nie. Hoe sien ons dit in hierdie gedeelte? Die Here sê eers in vers 13, as ek droogte stuur, of as ek sprinkane stuur, of as ek pes onder my mense stuur, en die volk dan berou het. Die Here weet wat 'n pasiënt nodig het, om weer lewendig te wees. As 'n pasiënt in 'n hospitaal se hart gaan staan, weet 'n dokter wat nodig is, om daai hart weer aan die gang te kry. Hy skop daai hart met daai masjiene. God is 'n baie beter dokter, as enige aardse dokter. Hy weet wat ons dalk nodig het, wat sy wake-up call ons dalk moet kry, om weer ernstig met hom te wees. Is die dinge wat in ons omgewing gebeur, nie dalk ook vir ons wake-up calls nie? Ons is baie bekommerd oor ons dorp, oor ons omgewing, oor myne en groot maatskappye wat mense laat gaan. Sê die Here nie dalk hierdie dinge vir ons, kom terug na my toe, maak erns met my, dan sal ek julle dan genees. Hoe weet ons wat gebruik God as 'n wake-up call? Maar wat die Here wel vir ons wil sê is, elkeen van ons moet by onsself begin. As ons wil hê ons land moet regkom, moet dit by my begin. Ek moet eers begin. En as die ou langs my begin, en die ou langs hom, en die volgende ou, dan word dit naderhand 'n gemeente, dit word naderhand 'n dorp, en dit spoel al verder. Maar ons moet elkeen vir die Here sê, Here, jy het met Salomo gepraat, jy praat met my, begin by my. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, in die tyd van Maleagi, het Maleagi en die volk verskillend gekyk. Die volk het 'n sprinkaanplaag beleef, droogte, swak oeste, ekonomiese moeilike tyd, en toe begin hulle vir hulle self keer en hulle begin U afskeep. En hulle verbruik die verskoning, dis 'n moeilike tyd. Toe kom Maleagi en hy leer hulle dat 'n mens nie na die omstandighede kyk nie, maar dat 'n mens na God kyk. Want God kan die sprinkane wegvat. God kan die droogte breek. God kan voorspoed en seën gee. En Maleagi daag hulle uit om God op die proef te stel. Daag hulle uit om U eerste te stel. Here, dis wat die vir Salomo ook gesê het. Die volk moet brandend vir U bly. Die volk moet nie afkoel nie. Hulle moet al mekaar hulle self ondersoek. Hulle moet geduldig bid, geduldig vra, geduldig soek na die wil van die Here. En die Here se weë volg. Dan sal U seën gee. Here, daar is so baie dinge in ons land wat ons bekommerd maak, wat ons ongelukkig maak, partykeer hartseer maak en partykeer sommer kwaad maak. Here, dankie dat ons kan bid dat U sal ingryp, maar dat ons ook vir U kan sê, Here, ek is bereid dat U by my begin. Vader, dankie dat ons dan ook vir ons omgewing kan bid. Vader, ons bid vir almal wat hulle werk verloor. Here, die bekommernisse moet hulle nie alles hê nie, en hulle gesinne. Ons bid, Here, dat U vir elkeen sal voorsien, dat U vir elkeen uitkoms sal gee. Dankie dat ons kan bid vir almal wat siek is,
vir genesing, vir hulle wat hartseer is omdat hulle geliefdes nie dood afgestaan het, vir troos en vir krag. Here, vir hulle wat eensaam is, dat iemand by hulle sal uitkom, om die eensaamheid vir hulle te verlig. Dankie dat ons kan bid vir alles wat ons ook hierdie week kan doen. En dat ons kan bid, Here, dat U seën daarop sal rus. Ons wil U hierdie week groot maak in elke aktiwiteit. Want ons wil dit nie vir onsself doen nie. Ons wil dit vir U doen. Vader, baie dankie dat ons hierdie dinge kan bid. Dankie dat ons onsself ook weer na U toe kan bring. Onsself op die altaar kan neersit. En vir U kan sê, Here, ons is tot U diens bereid. Gebruik ons ook hierdie week tot eer van U naam. Hemelse Vader, dit is die begeerte van ons harte, om vir U te sê dat ons vir U baie lief het. Amen. U kan die Here